Vriende, ek groet julle weer vanoggend hier buite in die tuin met 'n seëngroet van die Here af. Die lewende Here wat hier teenwoordig is, groet julle. Ek gee vir julle my vrede. Ek gee vir julle die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanoggend ook 2 liedere saam sing. So kom ons sit net waar julle is, in julle huise, buite, die woorde is op die skerm, die musiek is daar, sing net lekker saam. Ons het gesê ons gaan uit 1 Petrus 1 vers 3 tot 9 lees. En ek moedig julle aan om verder te lees in 1 Petrus, want ons gaan vir die volgende 3 tot 4 weke uit daardie boek lees. Ek gaan vanoggend die gedeelte behandel deur na sekere woorde op te let en dan so die betekenis van hierdie gedeelte te ontrafel. Die eerste woord wat ek met julle wil deel is die woord ontferming. Petrus sê, God het omdat hy hom ontferm het oor ons, vir ons nuwe lewe gebring. God ontferm hom oor ons en hy gee vir ons nuwe lewe. Omdat hy omgee, wil hy vir ons iets beters gee as wat ons gehad het. Hoe het hy dit gedoen? Waar het dit gebeur? Dit het gebeur by die opstanding. Ons het verlede week Paasondag gehad, die opstandingssondag, en Petrus sê, hierdie nuwe lewe het presies daar begin, want met die opstanding het daar vir ons as mense nuwe hoop gekom. Nuwe hoop. En hierdie nuwe hoop het daarmee te maak dat ons nou 'n nuwe toekoms het. As ons verder voorkyk in die toekoms en ons dink aan selfs die hiernamaal so lank vooruit, dan is daar vir ons hoop in die hemel en daarom is ons nuwe mense en het ons rede om uiteindelik bly te wees.
Hy sê ons moet vol vreugde wees. Ons moet nie vir 'n oomblik terughou en ophou met blydskap in ons lewens nie. So hierdie paar woorde is wat Petrus gebruik om vir ons sy teologiese raamwerk te probeer vasvat en verduidelik. Maar ons is in hierdie lewe, ons lewe in 2020 en ons gaan in 2020 deur ons eie ervarings. Hy sê in die lewe waarin ons is, sal ons by tye bedroef gemaak word deur die gebeure wat ons moet hanteer. Maar hy sê ons moet nie bekommerd wees oor hierdie bedroef maak en hierdie gebeure nie, want hierdie is die vorming wat ons deurgaan as gelowiges. Hy sê goud word selfs gelouter om dit suiwer en eg te maak. So sê hy, word ons geloof ook gevorm sodat ons nader aan God kan kom, nader aan sy bedoeling met ons lewe, nader aan die lewensverandering wat hy wil hê ons moet deurgaan. En dit is deur ons ervarings wat ons hierdie proses van vorming deurloop. Uiteindelik sal hierdie vorming dan daartoe lei dat ons die saligheid gaan beerf. Dat ons werklik hierdie nuwe lewe wat ons het in sy volheid gaan kry. Maar wat nog beter is, sê Petrus, is dat ons nie hoef te wag tot eendag dat dit gebeur nie. Ons kan nou al daardie blydskap ervaar. Daardie blydskap wat hy vir ons bedoel het reg van die begin af, is iets wat ons in hierdie lewe dag vir dag kan ervaar, wat dan weer eens vir ons uiteindelik gaan lei dat ons met vreugde lewe. So, ek wil afsluit met 'n paragraafie maar net om te sê, mens kan baie keer op Facebook 'n prent sien, 'n foto sien, 'n gedagte hoor by iemand en jy sê ek hou van wat hierdie persoon sê en ek like dit. Maar 'n bietjie later in die dag, sies of môre of oormôre, dan is daar nog 'n mooi prent, nog 'n mooi gedagte, dan like ons dit weer. Ons sal weer vergeet van gistersin. Petrus wil vir ons sê, moet nooit vergeet van wat by die opstanding gebeur het nie. Ons kan dit like, ons moet dit like, maar ons moet dit ons basis maak waarvandaan ons elke dag lewe. Ons moet dit elke dag like, ons moet dit heeldag like. En daarvolgens moet ons dan elke ervaring wat ons in daardie dag belewe, ons moet dit daaraan meet as dit ware en daarop voortbou vanuit hierdie opstanding. Ons het in hierdie tyd van inperking 'n bietjie meer tyd. En ek wil graag vir jou vra, dink in hierdie tyd aan al die voorregte wat ek en jy het. Al die goeie dinge waarvan ons deel kan wees en wat ons in ons lewens het. Waarvoor kan ek en jy dankbaar wees? Kom ons gaan kyk dan, hoeveel rede het ons om bly te wees. Moenie dat droogte of virusse of swak ekonomie of enige ander omstandigheid my en jou wegneem van die blydskap wat ons in Jesus Christus het nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend saam met mekaar kon wees. Dankie dat U teenwoordig is oral waar ons is. Dankie dat U vir ons die opstandingslewe moontlik maak, nuwe lewe gee, dat U vir ons vreugde gee omdat ons met 'n ander kyk in hierdie wêreld lewe. Help ons om nie omvergegooi te word deur enige probleem nie, maar dat ons moed sal skep, dat ons dit sal aanpak met die wete dat ons in Christus oorwinnaars is en dat ons regtig op 'n nuwe manier na elke probleem en elke ervaring kan kyk. Seën elkeen vanoggend in ons huise, in ons werkplekke, in ons waar ons ingeperk is, mag ons ook daar U naam verheerlik. Amen. Baie dankie, ons sien mekaar weer oor 'n week. Mooi loop.